8 vers 9 tot 17 en ons tema is nie 'n bedelaar nie, 'n erfgenaam. Maar kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om in u familie ingekoop te kon wees, ingetrek, oorgeplaas in die koninkryk van die lig. Dankie, o Heilige Gees, dat u in elkeen van God se kinders, in elke liewe een van ons, kom woning maak het. Maar dat u nie daar net kom woon het in stilte nie, u lei ons vanuit ons binneste. U verlig ons verstand en verhelder ons geestesoë en leer ons om te wag in stilte vir u leiding en om dit dan te gehoorsaam. Dankie dat u ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Dankie Here Jesus dat u die pad vir ons geloop het en deur die dood, die kruis en die graf gegaan het en oorwinnend aan die ander kant uitgekom het, sodat ons nou saam met u in die hemel sit. Dat u saam met u vir ons 'n plek in die hemel gegee het. Dankie Vader dat ons kan weet, aan u liefde is daar geen einde nie. Amen. Romeine 8 vers 9 tot 17 en ons tema is nie 'n bedelaar nie, 'n erfgenaam. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat julle in Christus is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, en natuurlik susters ook, ons staan onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook sy erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Ons is erfgename saam met Christus en aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Tot sover. Ek het gekies om nie vandag uit Handelinge 2 te preek nie, want ons ken daardie gedeelte baie goed, maar ek sal daarna verwys. En ons het al baie Pinkstersondag by Handelinge 2 stilgestaan. En daardie verhaal kan jy gerus, ek noem dit net verhaal, dis nie 'n storie nie, maar daardie gebeurtenis, daardie geskiedkundige gebeurtenis wat vir ons in 'n verhaal opgeteken is deur Lukas, gaan lees dit asseblief vandag ergens weer en lees dit net rustig en dink jou in hoe dit voor jou oë afspeel en hoe jy deel is daarvan. Maar ons is nou al by Paulus wat skryf vir 'n gemeente wat al hierdie waarhede ken en uitleef en nou is daar so 'n bietjie van 'n dip miskien hulle verhouding met die Here of hulle het so klein bietjie afgekoel of hulle het vra oor hoe werk dit nou hierdie dat die Heilige Gees in ons woon, hoe werk dit presies? So Paulus sê vir hulle en vir ons luister as hy praat, dit is nou, dink 'n bietjie vir julleself aan 'n kind, sê nou maar dis 'n seentjie wat buitekant 'n huis staan en klop, en hy's 'n bietjie veilerig en hy's honger en hy klop daar aan die deur en die pa maak die deur oop en hy sê vir hom, "Haai my kind, wat soek jy daar buite? Kom in."
kom eet, hier's nog baie kos, kom dat ek jou gou help dat jy skoon kom. Wat soek jy daar buite? Dit is omtrent die boodskap wat Paulus vir ons vandag het. Wat soek ons daar buite? Ons is dan kinders van God. Maar hoekom leef baie Christene asof hulle nog buite staan en klop aan 'n deur? Asof hulle nog dinge moet doen en moet presteer sodat God tog uiteindelik vir hulle die deur sal oopmaak en hulle sal innooi. Hulle leef asof hulle nog die genade moet kry en hulle is eintlik so 'n bietjie onseker, of sommige is baie onseker of hulle regtig welkom is hier in die huis. Talle mense leef soos iemand wat buite in die koue staan en klop. Hulle leef asof hulle God nog moet ooreed om hulle te ontvang. Sulke mense kom partykeer, nie almal nie, maar partykeer kom net Sondag bietjie na erediens toe om weer bietjie krag te kry vir die week en bietjie pitkos te kry, of sal ek sê vir die maand of die kwartaal. Party kom om, hulle is baie sterk Christene eintlik, want hulle kom eenmal 'n jaar en dan kry hulle pitkos vir die hele jaar. Of die dominee preek daai dag so goed dat hulle 'n jaar lank kan teer op daai bietjie pitkos. Maar Pinkster, die Heilige Gees het 'n nuwe era ingelei. Ek en jy is nie buite nie. Ons is binne, ons is in, maar meer nog, hy woon in ons. Hier is 'n unieke geestelike eenheid wat ons moet leer om te begryp. Dis nie bo ons verstand nie, want Paulus herhaal dit oor en hy beskryf dit. Julle opgelet hoeveel keer het hy gesê, dis of hy homself doelbewus herhaal, die Gees wat in julle woon. Gaan tel bietjie hoeveel keer het hy dit gesê. Die vraag is nou nie meer, hoe kry ek God se aandag nie? Of is ek goed genoeg om ingenooi te word nie? Die vraag is net, hoe leef ek vanuit hierdie nuwe identiteit en hierdie nuwe status van my, wat ek nie verdien het nie, maar God het dit goedgunstig, uit liefde, het hy dit goedgunstig vir ons elkeen geskenk. Vir ons elkeen. Pinksterfees sê, jy hoef nie meer te klop nie, jy is tuis. Jy het lankal ingekom. God self het jou status en jou posisie verander van bedelaar, wat buite was, na kind, erfgenaam, wat van hom 'n erfporsie ontvang. Dit is wat God gedoen het, en daarom is daardie uitstorting van die Heilige Gees so belangrik. Dit was die inleiding van hierdie tyd. Dink 'n bietjie aan daardie apostels. Hoe het hulle lewensverskil voor en na die uitstorting van die Gees? Daardie oggend nog, hulle het nie geweet dit gaan vandag gebeur nie. Die Here het net gesê, gaan wag totdat julle krag ontvang. Elke oggend getrou staan hulle op en hulle begin bid en hulle doen wat hulle moet doen, maar daar's gereeld wat bid. En daardie oggend maar dieselfde roetine. Dink aan hoe hulle die vorige aand dalk bang was en die deure gou-gou gesluit het met son onder en net saggies gebid het en gefluister het dat hulle tog net nie ontdek word daar binne nie. En dan gebeur die uitstorting van God se Gees en ewe skielik is dit ander mense, nê? Hulle kan in tale praat wat hulle nog nooit geken het nie, maar nie net dit nie, want dis maar een van die goed wat wonderlik wat God kan gee deur sy Gees. Hulle begin almal van daardie dag af met vrymoedigheid getuig en die woord verkondig. Hulle almal se storie word nie vir ons vertel nie, maar 'n paar word, Petrus en Johannes, hulle preek so, ek amper sê ek wild, hulle preek so wild dat hulle in die tronk beland. Hulle sê ons kan nie stil bly nie, ons kan nie stil bly nie. Dis nie dieselfde, ja dit is dieselfde mense, maar hulle leef nie dieselfde as daai oggend vroeg nie. En God verwag nie van my en jou om so te verander wanneer ons die Here Jesus ontmoet nie. Daardie was 'n wonderlike, fantastiese, unieke, eenmalige wonderwerk. Maar dit wys vir ons dat jou lewe is net nie dieselfde na jou wedergeboorte nie. En daarom moet Paulus nou maar vir hierdie ouens ook herinner, hierdie ouens in die gemeente en die vrouens, hierdie mense, hierdie lidmate, hierdie kinders van die Here. Hy sê, julle het gebreek met die ou sondige mens en al die ou goed. Nou moet julle lewens duidelik daarby aanpas. So hoe lyk my lewe? Hoe lyk jou lewe? Want Paulus sê ons behoort aan die Here. Hy skryf daar in vers 9, ons het dit nou hier gelees, ek het die ou vertaling ook,
Julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. En die ou vertaling sê, as die Gees van God in julle woon, behoort julle aan hom. Maar dit beteken nie, dis nie 'n voorwaardelike as nie. Onthou, Grieks is baie meer ingewikkeld as Afrikaans. Afrikaans is die maklikste taal op aarde. Eintlik is dit korrek vertaal, en as die 33 vertaling dit net vertaal het met aangesien die Gees, want hy sê, as die Gees dan in julle woon, hy sê nie as die Gees in julle woon nie, hy sê aangesien die Gees van God in julle woon, behoort julle aan hom. Paulus trek 'n skerp lyn daar, so hy sê of die Gees woon in jou of nie. En as hy nie in jou woon nie, dan behoort jy nie aan Christus nie. Maar hy sê, maar julle weet van beter. Julle weet die Gees woon in julle. Julle weet julle het die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het. Hierdie is 'n genade geskenk wat God vir elkeen van sy kinders gee, en hy sit as dit ware sy merkteken op jou. Die doop is 'n teken van ons verbondenheid met God, maar die inwoning van die Heilige Gees is die waarborg dat ons opleef na daardie belofte wat ons as kind ontvang het. Paulus skryf vir die gemeente, julle is nou nie meer bedelaars wat nie aan God behoort nie. Julle het die lewende Gees van die lewende God in julle. En daarom sê hy in vers 9 en 'n paar keer daarna, die Gees woon in jou. Dit is 'n identiteitsverklaring, 'n status. En daarmee kry ons nie groot kop en dink ons het nou skielik status gekry nie, maar ons status het verander van bedelaar na erfgenaam. Dis fantasties, is dit nie? En prakties beteken dit dat mense wat leef met stilswygend waarskynlik met hierdie vraag in hulle binneste, is ek goed genoeg? Ja, 1 miljoen maal ja, sê die Here Jesus, ek het gesorg dat jy goed genoeg is. Want jy het nou nie meer in Pinkster 'n lys van prestasies en klomp reëls gekry wat nou net nuwe reëls is nie. Ons het 'n persoon ontvang. 'n Persoon met 'n persoonlikheid, 'n goddelike persoon wat in ons kom woon het. En daarom sê Paulus vir die gelowiges daar in Rome en vir ons, jy's aangeneem as 'n kind. Hy praat van die verskil tussen 'n erfgenaam en 'n slaaf, want dit het daardie mense baie goed verstaan. As jy in slawerny is, sê hy, dan leef jy in vrees en die heeltyd onderliggend dink jy, ek is nie goed genoeg nie. Ek is net nie goed genoeg nie. Maar as jy besef, en dit wil die Here ons vandag weer aan herinner, dat jy is aangeneem as God se kind, dan leef jy vanuit sy liefde, nie asof jy dit nog moet ontvang of verdien op een of ander manier nie. Daarom sê Paulus, ja, ons het 'n verpligting, maar nie teenoor ons ou sondige natuur nie teenoor die vlees nie teenoor 'n godsdiens wat gebaseer is op prestasie en verdienste nie 'n mentaliteit van iemand wat party mense hanteer God letterlik soos 'n kitsbank. Hulle gaan staan net daar en vra vir hom goedjies en dan stap hulle maar net weer weg onveranderd. En nie meer met daardie gevoel van jy skuld God iets en jy hoop hy sal jou help nie. Die Gees lei ons. Hy dryf ons nie en hy dreig ons nie. En dis wat met slawe gebeur. Slawe leef in vrees want hulle word gedreig en gedryf, maar ons word in liefde gelei deur die Heilige Gees. Die vraag is nie, wat moet ek vandag doen om God tevrede te stel nie? Die vraag is, hoe lei die Gees my vandag? Hoor ek sy stem hier binne? Doen ek wat hy van my vra? Die Heilige Gees lei ons hoofsaaklik op 2 maniere, maar dis dan ook nie metodes of resepte nie, maar die 2 maniere is deur 'n innerlike verheldering van ons geestesoë. Paulus bid dit ook, in Efesiërs 3 sê hy, ek bid dat julle geestesoë net weer 'n bietjie sal oopgaan, want die Gees doen dit vir ons. Ons het 'n geestelike ontwaking ervaar, want voor wedergeboorte, voordat iemand in Christus tot bekering gekom het, en veral, ons sien dit veral by mense wat in 'n heidense wêreld groot geword het, of in 'n ander vals godsdiens, daardie ontdekking,
Dis 'n ontwaking met die Heilige Gees doen dit vir ons. En die ander manier wat ons baie goed ook ken, manier in aanhalingstekens, is deur ons heiligmaking. Ons is reeds heilig verklaar en heilig gemaak in Christus, maar die proses van geestelike groei, van heiligmaking, die Here het nie vir ons sy Gees gegee en verwag die volgende dag moet ons alles weet en alles ken en nooit weer 'n voet verkeerd sit nie. Maar ons moet saamwerk met die Gees in hierdie proses waarin hy ons lei. Daar moet ons nie weerstand bied of soos Paulus op 'n ander plek sê om hartseer maak nie. En daarom skryf hy vir die gemeente in Kolosse in Kolossense 1 vers 9. Ons bid vir julle, sê hy, dan vra ons dit vir God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Maar hoor insig en doen. Insig deur die Gees en dan doen deur die Gees. En in Galasiërs 5 vers 25 sê hy, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ons gedrag bepaal. Wie bepaal jou gedrag? Jouself? Jou ou sondige natuur wat jy nou nog nie laat staan het nie? Nee, die Gees moet ons gedrag bepaal. Hy sê, julle het die Gees ontvang in vers 15, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons laat roep, Abba, dit beteken Vader. Dan sê hy nog verder in vers 16, hierdie Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. As jy jouself dan nie wil glo nie, die woord nie heeltemal wil glo nie, glo dan die Gees wat saam met jou gees getuig, sê hy. Nou julle, ek gaan niks verder sê oor die woordjie Abba nie, dis maar die Hebreëse naam vir pa of vader, en dit was Jesus se moedertaal, maar dit was 'n bekende woord in die Jodendom, want dis hoe kinders hulle papas genoem het. Abba, Vader, dit is ook 'n woord wat gepaard gaan met baie respek en eerbied. Maar ons het die vrymoedigheid om God Pa te noem, Vader. Jesus het ons so geleer. As die taal van 'n kind teenoor 'n pa. Dis nie formeel nie, daar's nie 'n afstand nie, daar's 'n nabyheid, daar's 'n vertroue, daar's liefde in daardie woord en in daardie verhouding. So hierdie nuwe lewe in Christus deur die Gees wat in ons woon, is nie ons hoop of ons wens om daarby uit te kom nie. God se eie Gees bevestig dit in ons. En daarom het ons 'n nuwe naam, 'n nuwe status en 'n nuwe erfenis, sê Paulus. Hy sê ons is erfgename. En dan kom hy uiteindelik by die punt uit, en ek gaan julle nou net so vinnig bietjie daarna toe vat, by die heerlikheid wat ons gaan erf. Hy sê vir ons in vers 17, omdat ons kinders van God is ons ook erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Dit is baie belangrik om dit vandag te hoor. En dan sê hy, man, ons het deel aan sy lyding, maar ons weet ons sal ook deel hê aan sy heerlikheid, aan sy glorie. Dit is ons uiteindelike erfporsie. 'n bedelaar smeek vir krummels. 'n erfgenaam weet, ek het 'n erfporsie wat vir my wag. En die wonderlike is dat in Christus het ons reeds begin om daardie erfporsie te smaak, te ervaar. Dis nie net iets wat ons eendag sal kry nie. En die woorde wat Paulus daar gebruik, erfgename met Christus, beteken dat ons dieselfde erfenis as Christus kry. Hy sê nie ons gaan klein bietjie minder kry as hy nie. Hy sê ons is in Christus geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is. Die pad loop wel deur lyding, maar lyding is nie die eindpunt nie, die heerlikheid is. Kinders, 'n erfgenaam leef anders as slawe. Jy staan nie voor 'n toonbank en wag vir 'n beurt of wag vir 'n almoes nie. Jy's 'n familielid, jy's 'n kind. Daardie woord wat Paulus gebruik, hy gebruik altyd die Griekse woorde daar. Die een woord vir kind is seun, wat erfgenaam seun beteken. En die ander woord is kind, wat net gewoon kinders beteken, maar hy gebruik altyd die woorde. En dan leer hy ons om in hierdie intieme verhouding met God te leef, en 'n baie naby verhouding met hom te hê, wat ons nie sou kon gehad het, sonder die Heilige Gees, wat in hom woon nie. Want as die Gees nie in jou woon nie, dan is God nog altyd ver.
Dan is jy nog buite en jy klop, of jy bedel dalk 'n bietjie. Jy het dan altyd daardie gevoel van ek skuld God nog iets, of ek gaan maar vra en kyk wat kry ek. Ons, wat Paulus nou vir ons hier wil leer ook, is dat ons nie net wag op ons erfenis nie, ons leef vanuit dit. Ons loop nie alleen nie. Dink bietjie vir julleself net, en dit is nou nie 'n maklike beeld nie, want ons het gemengde gevoelens en ons het empatie met sulke mense, so moet nou nie aan iemand spesifiek dink nie, maar dink nou maar net aan 'n bedelaar. Hoe staan 'n bedelaar in die oggend op? 'n Bedelaar sien eintlik op teen die dag wat voor lê, want hy weet hy gaan moet vra en hy gaan hoop hy kry ietsie. Maar hoe staan 'n koningskind op? Hulle wip uit daai bed uit, want hulle is hier in die koninklike paleis en daar's niks om voor te vrees nie, daar's niks om voor te gaan vra nie. Hulle gaan instap by die ontbyttafel en hulle gaan aansit en gaan saam met pa eet. Dis heeltemal 'n ander mentaliteit. Die waarheid, sê Paulus in Romeine 8, het verander met die koms van die Heilige Gees. Jy behoort aan God. Sy Gees woon in jou. Jy is sy kind, nie 'n slaaf of 'n vreemdeling nie. Jy is 'n erfgenaam. En daarom leef ons anders. Ons leef nie soos bedelaars nie, ons leef soos erfgename, soos kinders in sy huis. Pinkster is God se antwoord op daardie vraag. Hy het sy Gees gestuur sodat ek en jy nooit weer hoef te wonder of ons in is, of ons deel is, of die deur al vir ons oopgemaak is nie. En daarom kan ek en jy vandag by Romeine 8 soveel leer, want ons dien die Here al hoeveel jare? Julle dien hom al jare, van julle baie langer as ek. En as daar die oomblikke kom wat jy wonder, dan moet jy net die Heilige Gees in jou raadpleeg. En gaan net terug na Romeine 8 toe, en lees net weer oor en oor hoe Paulus bevestig, die Gees van God woon in jou, en jy en ek is kinders van God, erfgename saam met Christus. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, ek aanvaar en prys U opnuut vandag weer vir die waarheid dat ek ook U kind is. Gees van God, dankie dat U in my woon, dat U my lei en ook deur my werk. Dankie vir hierdie waarheid. Ek is nie 'n bedelaar nie. Ek staan nie buite nie, maar saam met Christus is ek in U familie, kind van God en 'n erfgenaam. Amen.